Goeiedag, en wat 'n voorreg om vandag saam uit die Here se woord te reis. Een van my gunsteling tekste in die Bybel is die verhaal van Jesus in Jerigo, wanneer hy en Saggeus mekaar persoon tot persoon ontmoet. En daar gebeur iets merkwaardigs met Saggeus. Hy verander in 'n dankbare persoon. Nou, ek moet eers weer 'n keer vertel, Saggeus is 'n berugte kerel. Hy word genoem 'n hooftollenaar. In gewone taal, hy was die baas van die maffia in Jerigo. Want ons weet dat die hooftollenaars was in vandag se taal die multimiljonêers. Hulle was die miljardêers wat die belasting vooruit aan Rome betaal het, wat Palestina moes betaal. En dan het hulle dit herverdeel. Hulle het aan die hoof gestaan van korrupsie en kriminaliteit, jy noem dit. Daar was nie 'n manier hoe jy kon besigheid doen in Jerigo sonder dat Saggeus en sy trawante daarop afgeteken het nie. Daarom het die Jode gesê, die godsdienstiges, dat die tollenaars nie gered kan word nie. Hulle is verlore. Hulle was die ouens wat kontrakte uitgereik het. En as jy nie die kontrak kon betaal nie, dan het jy 'n graf gehad iewers in die warm sand van Jerigo se woestyn. En nou hoor die, kon ons maar sê, die Godfather van Jerigo, Jesus is op pad. En hy gaan klim in 'n vyeboom, wilde vyeboom, want hy was kort van postuur. Want dit is mos groot nuus as die groot profeet deur die dorp loop, die groot stad Jerigo. En dan gebeur daar iets aardskuddends. Jesus gaan staan onder die wilde vyeboom en ons lees dat hy in hoofstuk 19 vers 5 die volgende sê. Hy het opgekyk en vir Saggeus gesê, kom gou af, want ek moet vandag in jou huis tuis gaan. 'n Nuwe vandag gebeur in Jerigo. Jesus wat 'n nuwe begin in Bethlehem, wat dit aankondig in Nasaret, stop onder die berugste sondaar van Jerigo se boom, by die hoof van die misdaadsyndikaate se boom. En hy kyk op en sê, ek het net vandag. En jy is die ou wat kontrakte het, wat lewe wegvat van mense. Jou syndikaate sê vir mense, betaal of. Ek kom vandag met 'n nuwe kontrak na jou toe. Ek moet vandag by jou tuis gaan, want ek gee lewe. Ek kom met 'n uitveer. Ek kom met genade. Ek kom met hoop. Jy het 'n hooplose lewe met jou geld en al, Saggeus. Jou kontrakte bring duisternis en dood, maar ek bring lewe. Saggeus het toe gou afgeklim en hy die Here met blydskap ontvang. Jy sien, dis waar dankbaarheid en blydskap vandaan kom. Wanneer jy tromp op in Jesus vasloop. Wanneer hy jou wat met jou doodloop besig is, in 'n lewensloop inloop. En Saggeus het toe opgestaan vers 8 en gesê, Here, van nou af, as ek van mense gesteel het, betaal ek 4voudig terug en die helfte van my besittings gee ek vir die armes. En dan roep Jesus dit nog 'n keer uit vers 9. Vandag het daar redding gekom vir hierdie huis. Ook hierdie man is 'n kind van Abraham. Jesus bied 'n nuwe kontrak. Die syndikaate van daardie dag, die maffia syndikaate, het doodskontrakte gehad. Jesus daag op met die aanbod van 'n leeftyd. Lewe in oorvloed. Hy kom staan onder Saggeus se boom waar hy afkyk op Jesus. En hy ontvang die kans van 'n leeftyd. Genade onbeperk. Lewe in oorvloed. En dan basuin hy dit uit, Here, hierdie dankbaarheid, hierdie blydskap wat ek ken, gaan nou oorloop in my hele lewe. Want dis hoe dankbaarheid sigbaar, voelbaar en meetbaar word. Ons kan tot vervelings toe, ad infinitum, dankie sê met ons lippe, maar as dit nie ons hande, ons harte, ons voete, ons leefstyl raak nie, is dankbaarheid net woorde. In Jerigo leer ek, wat gebeur as Jesus onder jou lewensboom kom staan. In Jerigo leer ek wanneer Jesus die grootste sondaar van die stad, van die dorp, op die hemelse radarskerm het. In Jerigo leer ek hoe lyk 'n hemelse kontrak.
Dis van begin tot einde deurspek met lewe. En Jesus het nie tyd nie. Daar's nie tyd vir môre en oormôre nie. Dis net vandag, Saggeus. Môre is Jesus alweer in Jerusalem. Dis net vandag. Ek moet vandag by jou tuis gaan, sê Jesus. Ek moet vandag God se genade verniet met jou deel. Want hierdie kontrak het nie teenprestasies nie, dis verniet. Dis gratis. Maar jou lewe gaan verander. Jy gaan uit die tronk ontsnap. Jy gaan vir altyd vry wees om goed te doen, om ruim te lewe. Jy gaan hoor wat Jesus sê vir Saggeus ook. Vandag is 'n nuwe vandag. Gister is verby. Vandag is daar vreugde in die huis. Want ook hierdie man is nou 'n kind van Abraham. Vandag het 'n lewe verander. Hoe wonderlik wanneer Jesus in Jerigo opdaag. Hoe wonderlik wanneer Jesus in jou en my lewe opdaag. Wanneer hy moet die kontrak van die hemel kom en sê, vandag is 'n goeie dag. Vandag moet ek by jou oorbly, want ek het lewe in oorvloed om te deel. En jy het 'n lewe van dankbaarheid om dit mee te gaan bewys. Hoor die Here se woord. Kies vir Jesus en gaan doen 'n lewe van dankbaarheid waaroor die hemele ook sal hande klap. Kom ons bid saam, dan vra ons hom om dit waar te maak in ons lewe. Here, dankie vir Saggeus. Dankie dat U selfs by die grootste sondaars van die dorp stilhou. Dankie dat U opkyk en dat Saggeus afklim tot in U arms. Dankie vir die genadekontrak van die hemel. Gee dat ek ook sal dankbaar wees dat U dit met my gesluit het, dat ek nuwe lewe het, dat dit sal uitlek op my woorde en in my hele lewe, dat dankbaarheid my lewe sal kenmerk, omdat ek U ken, in Jesus se naam. Amen.